lees dan as vanmôre dan 18 April 2026, ons is nou by lesing 129 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons luister nou na die gesprekke van hierdie manne saam met die engel en waar Yeshua woorde in hulle inplaas deur sy gees. Hoofstuk 240, Raphael se vraag oor die vervulling van die belofte. Nou, dit is die beloftes wat gegee is in die Ou Testament van die vervulling van die boodskap dat Vader vlees sou aanneem en tussen sy mense sou verskyn. Ons het dit in die vorige lesings gelees. Kom ons lees verder. Nou sê Raphael die aartsengel, baie goed, so is dit en nie anders nie. Jou vlees en bloed het jou dit egter nie geopenbaar nie, maar die gees van die woord van die meester. Dit is goed dat julle dit nou weet, maar hierdie kennis moet julle nou vir julle self hou, want dit vereis siele soos julle sin om dit te verstaan. Vir anders is dit voldoende dat hulle Elohim ken, en hom as Vader bo alles liefhet. As julle egter waaragtig groot siele mag vind, dan kan julle dit ook vir hulle vertel, waaroor ons nou al meer as 2 uur gepraat het. Maar nou, liewe vriende, oor nog iets anders. As medewerkers van die ryk van Elohim, sal dit julle op julle weë en paaie baie moeilik oorkom, dat leerlinge julle indringend gaan vra. U leer is wel baie verhewe, mooi en aangrypend, maar van 'n vervulling van die belofte wat u ons gegee het, sien ons nog altyd niks van nie. Ons moet die stem van die Vader in ons hoor. Ja, om die Vader selfs te sien en te spreke te kry, word ons beloof. Maar van dit alles het ons tot nou toe nog niks bemerk nie. As u leer waarheid bevat, moet ook die belofte wat aan ons gemaak is, uitkom. Ons hou ons by alles, maar merk nog steeds niks van 'n vervulling van wat deur u aan ons gedane beloftes voorgehou is nie. Vertel dit vir ons en gee ons 'n antwoord daarop, en sê dit openlik en eerlik vir ons. Waaraan het ons dit te danke, dat u belofte aan ons nog nie en nooit in vervulling gegaan het nie? Wat sal julle in so 'n geval dan aan hulle sê? Dit is 'n vraag wat ook vir ons gevra word vanoggend. As ons nog nie die beloftes wat beloof is sien nie, wat gaan aan? Dus luister wat sê hierdie volgende ou. Al 3 se oë rek groot met hierdie vraag, en Morel sê, vriend, as ons iets beloof in vertroue op Elohim se getroue woord en ons leerlinge volg die leer daadwerklik na, kan die meester ons natuurlik op geen bepaalde manier in die steek laat nie, want dan sou dit sekerlik verstandiger gewees het om die leer nie uit te dra nie, as dat die mense ten opsigte daarvan in die steek gelaat word. En ek sou hier selfs heeltemal opreg wil opmerk, dat om op 'n soortgelyke manier in die steek gelaat te word deur Elohim, altyd 'n baie belangrike bykomende rede was vir die verval van die godsdienste. Want die gedane belofte was om een of ander verborgde rede ten opsigte van die gelowiges, of nie heeltemal, of baie goed ook glad nie vervul nie. Daarom moes die leraars kunsmatige middele aangewend het, om nie baie smadelik deur die volk behandel te word nie. Dit maak dat die volk hulle sinnlikheid al te vinnig op die uiterlike gerig het, en so 'n bedreigde volk was, so 'n bedriegde volk was dan geestelik nie meer aanspreekbaar nie. Nou dit is dinge wat in die tempel gebeur het, hulle het ook maar baie skynwonderwerke ingevoer, maar vandag vind ons hierdie selfde ding, omdat die mense nie die beloftes kry, veral nie in die charismatiese kerke nie, voer hulle
ander beloftes in wat hulle sê gawes is van die Gees. Onder andere die lag in die Gees, wat julle al sekerlik gesien het, wat ingevoer is van Toronto in Canada. Hulle noem dit die Toronto Blessing. En dan gaan die ou daarna toe, dan koop hy 'n gees. Hy betaal daar vir daai opleiding. Dan kom hy met daai laggees. En ek het dit op 'n video gesien, hy staan op die verhoog. Dan begin hy lag. Dan lê die hele kerk omtrent hulle verrol van die banke af soos hulle lag. Maar as jy in hulle oë kyk, die kameraman het in die oë gefokus. Daar's geen vreugde nie. Daar's niks, dis net 'n leegheid. Dan is daar die val in die gees. Dit is ook 'n ding wat hulle ingebring het. Dan is daar ook die brabbel in tale. En dan ook natuurlik die uitleg van die brabbel in tale. Wat glad nie Bybelse dinge is nie. Dit is glad nie daar nie. In die skrif praat die Vader van dat hulle, of Yeshua praat in Handelinge 2, het die apostels in tale begin praat sodat die ander hulle kon verstaan. Presies hoe dit nie gewerk het, weet ons nie, maar die mense kon hulle verstaan, almal wat daar teenwoordig was in hulle verskillende tale. So, hulle bring skynwonders in, of skyn, wat kan 'n mens dit noem? Hulle noem dit gawes van die Gees. Dan is daar nog die vals genesingsgawes, waar hulle wel hulp kry vanuit die duister ryk en skynbare genesings bewerk. Maar wanneer jy dit gaan ontleed, dan is dit of 'n absolute fopspel, dat hulle dit vooraf bespreek het, of dit is Satan wat behulpsaam is met die genesing van een siekte, wat dalk sigbaar is vir die mense wat nou genees word. Maar die persoon word dan eintlik gebonde aan daardie geeste en hy word op ander maniere baie erger siek. Dit is nie goed waarmee 'n mens moet speel nie, maar Satan is te besig vandag om dit vir die mense te bring, want die mense soek sensasie. Die mense soek vermaak, Engels, entertainment. 'n Kerkdiens op 'n Sondag moet 'n heerlike wegbreek wees, waar ek die lekkerste musiek hoor, en ek sê nie dat 'n mens nie vir Vader moet loof en prys, soos wat ons hom in die oggende hier prys nie, dis heerlik. Maar dit gaan daar meer oor die vertoon, en al die elektroniese instrumente wat oorverdowende geraas maak, en selfs die tipe van musiek wat hulle vir Vader bring, wat alles op moderne goed gebaseer is, soos in Amerika kry jy dit, hulle jazz die goed op, dan kry jy heavy rock, heavy metal rock, gospel rock praat hulle van. Net die twee woorde is teenstrydighede, want rock en jazz is niks anderste as woorde vir seksuele gemeenskap. Julle het dit geweet? Ja. Dit is Engelse slangs vir seks. So, pas op waar jy is, dat mense in vreugde en voluit uit hulle harte vir Yeshua loof en prys, dis 100% reg. Maar vandag is dit bietjie meer na die natuurlike, na die uiterlike en nie na die innerlike wat dit jou hart aandoen nie. Skouspel. Ja, dis 'n skouspel, absolute toneelspel. So ons lees verder wat nou hier gewaarsku word. Dit sou die meeste daarom aan al die verspreiders van sy leer nie meer moet aandoen nie. Hy sou hulle nooit meer in die steek moet laat, en veral nie op oomblikke dat hulle as vernaamste bewys van die waarheid en goddelikheid beweer, dat sy belofte sekerlik die waarheid sal word nie. Want ek sou liewer die eenvoudigste straatveer wou wees, as in tot die uiters toe geplaagde Jeremia. As 'n mens iemand daardeur tot nut was, sou dit tog nie so erg gewees het nie. Maar van nut kan tog nooit sprake wees, as 'n mens die mensdom alleen maar ergerlik maak nie.
Dit is hierdie menslike redenasie van die fariseer wat nog in hom is. Raphael help hom nou baie vinnig reg. Maar beste vriend, in jou ywer dwaal jy heeltemal af van dit wat ek jou eintlik gevra het. Die meester sal aan hulle wat syne is, altyd en ewiglik dit wat hy beloof het doen. Maar dit gaan alleen maar daaroor of julle baie presies die volledige geldelike voorwaardes ken, waaronder die meester die gedane belofte altyd dadelik in vervulling sal laat gaan. Want by 'n mens kan 'n kleinigheid wel daarvoor sorg dat 'n gegewe belofte nie in vervulling gaan nie. Dan moet julle as egte leraars presies weet wat die leerling nog mis om die meesterskap te bereik. Wel, daaroor handel die vraag wat ek nou net aan jou gestel het. En dit is goed wat ons ook in staat moet wees om uit te wys wanneer ons by gemeentes of by individue kom. En dan sê, ja, maar ek het nou alles, ek doen die Bybel en ek lees die Bybel en ek doen al hierdie dinge. Maar hierdie beloftes wat hy vir ons gegee het, van beloftes van genesing, van uitdrywing van geeste, van al die beloftes wat hy gemaak het in die skrif wat na die mens toe sal kom as hulle in hom glo. Ek sien dit nie. Dan moet ons in staat wees om hulle te wys waar die verkeerde dinge is. Sonder om hulle te veroordeel, ons moet hulle met 'n liefdevolle, sagte hand lei op die regte pad. Nou kom ons lees wat is die pad. Die ryk van Elohim in die hart van die mens, hoofstuk 2:4:1. Nou Raphael praat en wanneer hy praat is dit so goed as wat Yeshua praat. Maar omdat ek wel kan sien dat julle my gestelde vraag in ieder geval nie kan beantwoord nie, sal ek dit self vir julle, wat 'n beter begrip het, toereikend beantwoord. Julle moet egter goed oplet op my antwoord diep in julle hart ingraveer, want daarvan hang baie af, uiteindelik selfs alles, dat julle die voorwaardes baie presies ken, wat noodsaaklik is vir die volledige bereik van die ware kunskap van Elohim, omdat dit volgens die onveranderlike goddelike orde noodsaaklik is. Julle weet dat elke mens homself, heeltemal onafhanklik van die almag van die goddelike wil, vrywillig volgens die erkende goddelike orde moet bekwam en omvorm om so 'n vry kind van Elohim te word. Belangrike sleutelwoord daar is vrywillig. Niemand moet gedwing word nie. Die aanbevole kragtigste en dus werksaamste middel daarvoor is die liefde tot Elohim en in gelyke mate die liefde tot die naaste. Of hierdie nou 'n man of 'n vrou, jonk of oud is, dit maak geen verskil nie. By die liefde behoort die ware nederigheid, sagmoedigheid en geduld, omdat die ware liefde sonder hierdie drie nie kan bestaan en geen egte en suiwere liefde is nie. En hieraan kan elkeen van ons wat hier sit en wat luister, ons eie liefdesvlak meet. Is hierdie drie eienskappe teenwoordig wanneer ons liefdesdade doen? 'n ware nederigheid, sagmoedigheid en geduld? Of is dit van daai soort, hier's vir jou R20 of R10, moet nou nie weer gaan syp nie, hoor. Is dit die manier waarop jy jou naaste liefde uitdra, en nou voel jy baie goed, jy die bedelaar gehelp? Of is dit nie anders as om miskien hierdie bedelaar beter te leer ken, en te kyk wat sy behoeftes is, en om dan te help nie? Of, as jy dit nie die tyd het daarvoor, en dan net met 'n vrymoedige hart vir hom dit gee, wat hy dan kan gebruik om sy lot te verlig. Uit die aard van die saak het ons ook 'n verstand gekry, en gaan jy nie vir 'n dronkie reg voor die bordelstoer geld gee nie. Want
jy weet wat gaan hy daarmee doen. En dit is dinge, ons moet baie bedagsaam moet ons omgaan met naaste liefdewerke. En die grootste ding wat ons almal se probleem is geduld. Hoe lank moet jy geduld hê met 'n mens voordat jy nou sê, hoorie, nou skud ek die stof van my voete af. En dit is moeilik. Ek het dit al baie ervaar dat ek deur Vader berispe was omdat ek nie geduld getoon het nie met mense wat verval in dwelms en drank nie. En dan die plek omkeer. En dan wil ek hom nie weer terugvat nie. En dan het hy my berispe en gesê, bring die verlore skaap in, want een of ander manier, of een of ander tyd, moet hy in die koninkryk kom. Verkieslik nog in hierdie lewe, so nie in 'n ander lewe. Maar hy moet hier sag gemaak word, en dit is jy, wat jou sagmoedigheid, jou nederigheid en jou geduld moet uitstraal aan hulle. En dit is baie keer ook so dat, omdat ons in 'n meer bevoorregte posisie sit, as die ou wat niks het nie, dan ontbreek die nederigheid by ons. En ons wil heerser wees, en hierdie ou onder ons, of laat voel dat hy onder ons duim is. En sulke dinge moet ons aflê. Dit is natuurlik by die mens, maar dit moet afgelê word. En dit is hierdie redes wat ontbreek, waar die kragte van die Gees nie kan werk nie. Want die kragte van die Gees is so groot en so sterk, dat 'n mens, as jy onverantwoordelik met dit omgaan, kan jy baie skade doen. Dink nog maar daaraan as jy vir 'n mens sê, ag, vlieg hel toe. Dit gebeur baie, jy hoor dit daagliks. En sê nou maar, jy's vol van Vader se Gees, en jy sê vir ou vlieg hel toe, dan word daai woord 'n volbringde daad, en beland hy onmiddellik in die hel. Hy sterf net daar, of hy sterf 'n rukkie daarna en hy beland in die hel. Dink julle dit is nou wat 'n kind van Vader moet doen en moet hê? So ons moet onsself baie mooi let op hierdie 3 eienskappe: nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Met ons woorde, met ons gedagtes en met ons dade. Maar hoe kan 'n mens by homself vasstel of hy hom werklik volgens die goddelike orde in die suiwer liefde bevind? Elkeen van ons moet dit vasstel. Die mens moet by homself nagaan of hy, wanneer hy 'n arme broeder of arme suster sien, of wanneer hulle na hom toe kom vir hulp, in sy hart 'n drang voel om homself te vergeet, en waarby hy met baie vreugde en sonder beperking liefdevol wil gee. Voel hy dit, en dit is natuurlik opreg en lewendig, dan is hy reeds soos 'n werklike kind van Elohim, ryp en gereed, en die gegewe belofte wat 'n kind van Elohim, wat op hierdie wyse gereed gemaak is, kan verwag, begin dan die volle werklikheid te word, en wonderbaarlik in woord en daad sigbaar word. En daardeur sal julle leraarskap by julle leerlinge geregverdig wees. So hier is die toets. Dit is nie dat jy na 'n kweekskool in Amerika toe moet gaan, of 'n kweekskool in Stellenbosch, of waar ook al nie. Die voorwaarde van om 'n leraar te word wat die beloftes gaan ontvang wat Yeshua vir ons gegee het, stel net hierdie vooraf. Is jy bereid om 'n broeder wat in nood is by te staan? Of draai jy weg en loop weg en sê hy moet maar self regkom? Al is dit vir jou baie ongemaklik, en is dit vir jou op daai stadium nie gerieflik om dit te doen. Maar jy gaan nou uit jou pad uit om daai persoon te help.
Soos wat dit nou mooi was vir my van ons manne wat gister van Harties afgekom het, 'n vrou gesien staan het met 'n kar wat stukkend was. En hulle het daar gehak en het hulle ingesleep. Die kar was nie so, was 'n groot fout, hy's nou nog hier in ons werkswinkel, maar die manne maak dit reg. Sonder om vergoeding te vra, want hulle hart het op daai oomblik uitgegaan na daardie vrou toe, en hulle het geweet, hulle kan iets hier by ons doen. En dit is wat ons moet doen. Wanneer mense kom, of wanneer ons stap en ons loop mense raak en ons sien, hier is 'n groot nood. En weet dan ook, ons moet onderskeid hê, want daar is ook ander mense wat regtig net eintlik laskoste is wat jou probeer manipuleer. Maar Vader gee saam met hierdie, as jy voluit in die liefde is, gee jou dadelik die onderskeidingsvermoë om te sê, hoorie, hierdie ene verkoop dit wat jy nou vir hulle gaan gee. En jy's gewoonlik nooit verkeerd nie. Maar die groot ding is net daai sagtheid, daai nederigheid en daai geduld met mense moet daar wees. Moenie verwag dat 'n mens wat jy nou help wat niks het nie, jy help hom met klere of kos of met behuising of wat ook al, onmiddellik nou 'n geestesheld gaan word nie. Dit gaan baie lank vat vir hierdie persoon om die geestelike kos te wil hê en dit op te neem en daarvolgens te begin leef. En hy gaan baie keer val. Miskien partykeer so erg dat hy nie meer hier by ons plek kan bly nie, want dit raak absoluut onhoudbaar vir ander mense. Maar wanneer hy dan uitgaan weer terug na die wêreld toe wat hy gewoonlik gekies het, en hy stamp sy kop en hy kom terug en vra asseblief, ek het nou my fout raak gesien, ek was verkeerd, kan julle my nog 'n kans gee? Dan is ons veronderstel om ons naaste, nie soos Petrus gevra het 7 maal te vergewe nie, maar 7 maal 70 keer. Nou dit is baie. So iets wat ons maar net kan aanhaak as dinge dalk nie nou vir ons werk nie. Ons kry nie die gawes van die Gees nie, ons bid verniet vir mense om gesond te word. Dan sê hy net hiervoor, is 'n kleinigheid wat daar is, wat keer, dat jy nie hierdie dinge kan doen nie. En die kleinigheid is altyd 'n gebrek aan naaste liefde. Die liefde tot Elohim, is dit vers 7, 8. Die liefde tot Elohim en wat hy vrywillig volg van sy erkende wil, is in die hart van die mens, die uiteindelike hemelse element. Die element is die vertrek en die woonkamer van die goddelike gees in elke mens se hart. Die naaste liefde is die deur na hierdie heilige woonkamer. Pragtig gestel. Deur die liefde vir Vader uit te leef en jouself skoon en gereed te kry en jou naaste op dieselfde wyse lief te hê en vir hom al die hindernisse weg te vat, dit is die hemelse woonkamer in jou hart. Maar die deur daartoe is die naaste liefde. Dis die doen van naaste liefde. As jy dit nie doen nie, kan jy nou maar vir mense bid soos jy wil. Bid is goed, maar doen is ook goed, is eintlik beter. As jy kan doen, dan doen jy. As jy regtig nie kan doen nie, jy het nie nou geld nie, dan bid jy. Byvoorbeeld as jy iemand moet help wat geld nodig het. Hierdie deur moet heeltemal geopen wees, sodat die oorvloed van die goddelike lewe kan binnenstroom en die nederigheid, die sagmoedigheid en die geduld is die 3 wydgeopende rame. Nou die woord raam in Hollands is eintlik venster, waardeur die heilige woonvertrek van Elohim in die mens se hart deur die oorweldigende hemelse lig stralend verlig word en met die oorvloed van al die hemelse lewe verwarm word. Pragtige beskrywing vir my
dat hierdie woonvertrek het drie vensters wat dan die lig laat inkom. En die oomblik wanneer jy die sagmoedigheid, die nederigheid en die geduld uitoefen, dan verlig jou hart. En dan sal dit wat jy doen net altyd op 'n hoër vlak word. Jy sal op 'n baie hoër vlak mense kan bewerk en benader. En jy sal dalk dan nie net vir 'n hongerman kos kan gee nie, maar deur handoplegging sal jy hom genees. Omdat daar by jou baie liefde en nederigheid teenoor hierdie persoon is. Jy kyk nie neer op die man wat onder 'n paar plastieksakke bly of onder 'n sink. Dan sal Vader jou seën met die gawes wat nou instroom by die vensters van jou woonvertrek in jou hart. Dit maak tog soveel sin. Dit is so duidelik gestel. Hierdie deur, ja, Nommer 10. daarom hang alles af van die vrye, vreugdevolle en opregte naaste liefde. Die grootste moontlike selfverloning is self 'n openbaring van die belofte. Hier het julle nou die regte antwoord op die allerbelangrikste lewensvraag. Dink daaroor na en maak dit toepaslik. Dan sal julle geregverdig wees vir julleself, vir julle broeders en vir Elohim. Want wat die meester nou self doen, sal die mense ook moet doen, om gelyk aan hom te wees, en so sy kinders te word. Het julle dit almal verstaan? Ek vra weer die vraag hier, het ons almal dit verstaan? En ek dink so, dis goeie Afrikaans, dis duidelik, dis nie geklee met enige geheimenisse of verborgenhede nie, of met taal wat jy baie keer kry wat hierdie teoloog besig nie. Dit is reguit Afrikaans. Dis wat ons moet doen. Daar's niks verder, al hierdie ander goed wat hulle jou boeke en boeke vol skryf, wat 'n Christen moet doen. Al hierdie goed is nie belangrik nie. Net hierdie enigste opdrag. Nou gaan mense sê, ja, maar ek kom nie met so baie arme mense in aanraking. Nou dan staan daar in die skrif, trek die koninkryk met geweld na jou toe. Wat beteken dit? Gaan soek iemand wat behoefte het. Ek vra altyd myself af, hoekom is die pastore wat so vir mense bid en gesond probeer bid, wat in die kerke voor almal doen? Hoekom is daai pastore nie in die hospitale nie? Hoekom sien jy hulle nie in die ouertehuise nie? En dit is waar ons moet wees. Ons moet gaan by die behoeftiges, by die siekes, by die ouers, by die behoeftiges wat kort aan sekere dinge om te kan leef. Dis waar ons moet wees. En dis een ding wat Joshua gesê het, tot aan die einde van die aarde sal daar nooit 'n tekort wees aan behoeftige mense nie. Ons kan almal ons eie behoeftige groepie begin of by hulle uitkom. Stap maar net na die stad se kant toe. En jy sal baie plekke kry hier in die weste waar mense in nood vergaan. Gaan na 'n ouertehuis toe. Gaan na 'n huis, kinderhuis toe. Al kan jy hulle net 'n paar rand gee, of mark toe gaan en 'n paar sakke groente koop en vir hulle bring. En 'n bietjie tyd spandeer, moet dit nie daar voor die deur afgooi nie. Gaan in en ervaar die dankbaarheid en die barmhartigheid teenoor jou. Hulle gaan jou definitief 'n koppie tee of koffie gee en gaan met jou gesels. En jy gaan sien hoe waardeer hulle dit wat ons vir hulle doen. En dit is ook 'n groot opdrag vir ons wanneer ons uitgaan om mense te help.
dat ons dit in die sagmoedigheid, die nederigheid en die geduld doen. Dat ons nie goed net afgooi en sê, kry vir julle daar nie. Moet dit nou nie weer gaan verkoop. Joshua sê, 'n naaste liefde daad gepaard gaande met 'n preek, is vir hom niks werd nie. So al wat jy doen, jy het gedink, jy het 'n mooi stuk aan jou huis gebou, waarin jy gaan bly wanneer jy dood, na jou dood, want jou naaste liefde dade, vorm jou huis waarin jy gaan woon, want dis al wat jy kan saamvat. Het jy hierdie daad verniet gedoen, dan word net 'n streepie deurgetrek, soos ons gister gelees het, 'n streepie deur sy rekening in die gees. En dit wil ons tog nie doen nie, want dit is 'n mors van tyd. So kry ons moet ons gesindheid reg kry, wanneer ons die werke hier buite doen. En ek weet, daar kom versoekings, ek kan hoor partykeer, dan hoor ek dat die stemme is nou baie verhef en mense is aan mekaar, maar ons moet elke keer weer deur ons foute leer en sê, Vader, jammer, ek het vandag nou weer 'n toets gedop, help my om dit môre nie meer oor te kom nie. Ons lees die volgende hoofstuk ook, is 2:4:2, werklike geestelike lewe. Toe Raphael klaar was met die toespraak wat deur my aan hom ingegee was, sê Joshua dit, dat hy dit vir hom ingegee het, was al drie baie verwonderd en Mattheel sê, ons het jou waaragtige, lewende, gewyde woorde goed verstaan en ook vir die eerste keer heeltemal wat Dawid bedoel het, toe hy in sy goddelike psalm gepraat het, maak die deure hoog en die poorte wyd, sodat die koning der ere kan intrek. Maar die toepassing, waar staan dit? Wat is daarvoor nodig om dit in die volle lewe uit te voer? So wat beteken hierdie psalm, maak die deure hoog en die poorte wyd? Is, jou liefde vir jou vader en jou naaste moet groot wees, dan maak jy die poorte oop en die deure hoog. Dan kan Vader se gees inkom en dan kan jy die kragte van die ewige lewe ervaar. Dis wat Dawid gesê het in verborge taal. 'n Arm mens gee jy wel iets en dan is dit die kleinigheidjie wat jy 'n behoefte gegee het, ook glad nie swaar nie, maar dit gebeur dan baie meer vanuit 'n verstandelike oorweging as uit die gevoel van naaste liefde. O Elohim, hoe ver is die mens van sy doel verwyder, deur sy verstand en deur sy koue oordeel, waarin glad geen liefde te vinde is nie. Wie 'n arme uit egte broeder en naaste liefde iets gee, en daarby nog 'n ware deemoedige vreugde daarin beleef, dat hy sy broeders en susters in die naam van Jahwe soveel moontlik goed aangedoen het, en tevens altyd die vurige wens in hom het, om nog baie meer goed te doen, en te trag om al sy arme broeders en susters so gelukkig moontlik te maak, deur alle moontlike vriendelikheid, raad, woorde en blymoedige dade. Ja, hoe onmeetlik hoog staan die siel en die gees van so 'n mens dan voor Jahwe, Elohim. Maar waar staan ons nou eers met ons harde harte en geringe verstandelike vermoëns? O hemelse vriend, jy het met jouself beantwoorde vraag ons goed aan die dink gesit. Nou weet ons eers goed waar ons staan en waaraan ons toe is. Meester, skud ons harte wakker en laat dit gloei in die ware en vurigste naaste liefde. Anders is u hele nog suiwer goddelike lewensleer niks anders as 'n ydel moreel eteriese woordespel sonder krag en uitwerking nie. En dit vra ek ook vanmôre, Vader, skud ons harte dat ons hierdie beginsels kan begin uitleef. Nou sien ek ook my hele lewensweg tot op hede. Onthou, hy was 'n tempelpriester. Dit was eintlik om dit die sagste te stel, nie korrek nie, en daarom het ek niks bereik nie. Hy het geen van die beloftes gekry nie.
Nou begin ek eers die eintlike ware weg te verken. En nou weet ek waaruit die beloftes en hulle vervulling bestaan. Ek weet nou wat in myself nog mekeer, en wat diegene sal mekeer, by wie die belofte, ondanks die aanvaarde goddelike leer, nie vervul sal word nie, en hoe hulle op die enigste regte weg gebring kan word. Maar daarby sien ek ook in, dat ek self nog baie sal moet doen, om met myself heeltemal in die reine te kom. So dit is wat hierdie man sê, ook vir ons van toepassing, wanneer ons uitgaan om individue te sien, maar baie keer kry ons ook die geleentheid om 'n gemeente toe te spreek. En dan moet ons hierdie gebrek, want dit is 'n gebrek wat by baie, indien nie omtrent almal, is nie. Hierdie behoefte in die mens, om naaste liefde te doen. Ek was al by etlike vergaderings gewees, en dan is dit van Israeliete. Dan kyk ek na die agenda, van baie belangrike goed. Ons moet nou, die volk moet gered word, en alle edele beloftes, wat hulle nou nastreef, en ons moet die heilige name so uitspreek, en ons moet hierdie dag op die regte dag hou, en ons moet die Sabbat so hou, en so hou, en so hou. Dan kyk ek die agenda, dan is daar nêrens 'n punt, ons moet uitreik na die arm boervolk kinders van hierdie land. Ek sien dit nie. En dan kan jy maar weet, dat al die besluite wat hulle daar maak, waai in die wind. Daar kom niks van nie, want die ondersteuning van die Gees is nou nie daarby nie. Want die Gees van Vader werk net, wanneer die woonvertrek oop is, en helder verlig is deur die 3 rame, of die 3 vensters, van sagmoedigheid, nederigheid en geduld. Dit is wat ons moet hê. En dan gewoonlik ook in hierdie vergaderings waar ek was, word almal wat nie Israeliete is nie, word sommer net afgeskryf. Jy help hulle nie. Maar almal van ons vergeet, dat ons ouer mense almal eens in die kerk was, en Vader het mense na ons toe gestuur, wat ons in sagmoedigheid, geduld en nederigheid die regte weg gewys het. Dat dit met my gebeur en met Erna. Anders sou ons nooit gehad het nie. Daarom moet ons vir ons ander mense wat dit nie nou het nie, moet ons juis die grootste liefde voor hê. Ons moet juis na hulle toe gaan. Soos Yeshua sê, gaan op die kruispaaie. Wat is die kruispaaie? Hier is die pad van die waarheid, Yeshua se pad, wat ons nou heel oggend bespreek het. En hier kruis 'n kerk se pad. Of hier kruis 'n ander man die pad, of hier kruis 'n Israel gemeente die pad. Dan moet ons hulle daarop wys, dat die probleem, waar hulle nie die beloftes kan sien nie, as dit 'n probleem is by hulle, is by die gebrek aan naaste liefde. Ons het 'n gemeente gehad, wat ons mee saam, ons ken die mense, eintlik ken ons mekaar almal in die Israel geleedere. Meeste van die tyd is daar nie altyd liefde nie, wat ook verkeerd is. En toe het een van ons gemeentelede na hulle toe gegaan en gesê, hoorie, ek het nou hierdie groot plastiek emmer gekoop, so grootte. Ek sit hom nou hier voor neer, by julle deur. Wanneer julle Sondag kerk toe kom, want hulle noem dit nog kerk, hulle het 'n pastoor daar en sovoorts, of 'n dominee, dan bring net 1 blikkie groente. Bring net 1 buisie tandepasta en gooi dit in die emmer. En dan kan ek dit, wanneer dit vol is, kan ek reël dat Philadelphia Ark dit kry. Want hulle het baie arm mense daar. Die eerste week of 2 het hulle 'n paar goedjies daar ingegooi. Ek dink nie die emmer was kwart vol nie. En 'n maand of 2 daarna het niks gekom nie. Dit is ongelukkig in so 'n gemeente wat hulle baie kennis het van die woord. Moenie dink die leuen word daar verkondig nie, die waarheid word verkondig. Hulle glo in Yeshua, hulle glo
aan die menswording en die opstanding en alles, maar hulle is lou. Daar is nie werke nie, want die werke maak lewend. Soos hy sê, die naaste liefde is die deur wat jy oopmaak na die innerlike van die hart toe. En moenie 'n fout maak nie, ek kyk altyd by 'n gemeente, seker nou maar nie reg van my nie, tel ek so onbewustelik al die karre. En ek maal dit met 'n gemiddelde prys van dit wat ek daar sien. En by hierdie gemeente was daar minstens 30-40 miljoen rand se karre buite. En dan dink jy, kan jy nie een blikkie, wat kos 'n blikkie baked beans vandag? 20 rand, 10 rand. Jy kan dit nie saambring vir jou naaste nie. Maar ek waarborg, die dominee se bordjie is propvol. Hy moet al die geld kry. En dit is wat gebeur het met die vals kerkleer, is dat die mens dink hy doen Vader 'n groot guns en hy kry groot seëning daarby as hy vir die pastoor of die dominee die geld gee. En hy kry nie seëninge as hy sy naaste help nie. Terwyl dit presies omgekeerd is. Vader wil hê dat ons die naaste moet help. Want Joshua sê, ek was naak, ek was honger, ek was dors, ek was in die tronk. En toe hulle hom vra, maar waar het ons hier so gesien? Toe sê hy, vir sover julle dit aan die geringste van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Hoekom kan Joshua dit sê? Want hy is die lewende tabernakel. Die kerk sê, in die Ou Testament was daar 'n tabernakel en 'n tempel, en nou deur Jesus het dit die kerk geword. Nee, die tabernakel bly Joshua. Daai wat Moses gedoen het, was afbeeldings van die hemelse dinge. En jy moet nog steeds al jou tiendes, al jou gawes, alles moet jy bring na Joshua toe. Maar wat wil hy met dit maak? Wat gaan hy nou met 'n sak aardappels maak? Hy sê, doen dit vir die geringste. Die geringste is die armste, die siekste, die ou wat dit meeste nodig het. Dan het jy alles gedoen om in die koninkryk te kom, as jy dit met 'n regte hart doen. So dit is hoe die hele ding verwronge geword het. En mense kan maar vir my kwaad wees, omdat ek so teen die kerke afgaan, maar ek moet, want hierdie verkeerde leer maak dat mense in die duisternis aankom aan die ander kant, waar hulle, as hulle die koninkryk verstaan het, en dit na hulle toe aangetrek het, hulle in die hoogste lig sou beland het. So laat ons dit nie vergeet wat ons moet doen nie, en dis nie so moeilik nie, dis net dit. Waar is ons nou? Ekskuus. 6, nee. Ons het wel 'n groot voorsprong in die geloofsweer, omdat die meester self hier by ons is, en ons deur woord en daad leer. Sodoende staan die hele hemel hier ook wyd voor ons oop, en Elohim se engele leer ons die hemelse wysheid en die ewige goddelike lewensorde. Maar die vorming van die hart is tog alleen aan ons oorgelaat. Met die hulp van die meester sal ons ook egter daarmee regkom. Weet en voel is twee baie verskillende dinge. Om te weet kan 'n mens selfs deur die ongevoeligste vlijt en wêreldwysheid bereik deur ervaring. Maar om tot die regte gevoel te kom, het 'n mens meer nodig as baie leerwerk en ondervinding. Hierdie te kan voel, wat moet jy voel? Jy moet die liefde voel. En dit is iets wat ons moet bid voor elke dag. As 'n mens baie kennis het, gee dit die menslike hart nog geen gevoel nie. En ook nie altyd die regte wil en ondervinding, kan ons sowel in die slegte as in die goeie kennis verskaf nie. Maar alleen 'n korrekte gevoel bring alles tot lewe en orden alles en gee rus en saligheid. Daarom moet reeds in die beginfase van die vorming van die mens tot 'n ware mens bowe alles na sy hart opgelet word. Want as die hart nie dadelik in die begin bewerk word nie, maar slegs die verstand, verhard die hart haarself en word weldra hoogmoedig deur die eise van die verstand. As die hart egter eenmaal hoogmoedig geword het,
staan sy feitelik nie meer oop vir die vorming van die gevoel nie. Daar sal dan behoorlike vuurproewe moet kom, bestaande uit allerlei ellende en nood, en die hart sal allerlei druk moet ondergaan, om soos gekniede was, week, sag en gevoelig te word, vir die nood en die ellende van die treurende medemens. Ons dank jou, Raphael, en deur jou die meester Yeshua, vir hierdie baie belangrike les, waardeur ek nou eers duidelik weet, wat ek in die toekoms sal moet doen, sowel vir myself, as vir al diegene wat deur my, die glansryke en suiwer lig uit Elohim sal ontvang. En ek dank ook vir Vader vanoggend vir hierdie les, wat vir my ook baie beteken, en dat ons die gevoel in die hart moet kry, die gevoel van liefde, waarmee al die ander eienskappe saamgaan, medelee, sagmoedigheid en barmhartigheid. Die maklikste voorbeeld wat ek jou kan vertel, vergelyking maak is, hier sit die man nou in die kerk, en hier kom die bordjie verby. En hy haal sy geld uit sy beursie en hy sit dit in die bordjie en daar gaan die bordjie verby. En hy voel goed, hy het vandag, dalk kon hy die kerk R200 gee, wat ook al. Of daar by die deur, is die plek nou wel weer 'n keer opneem, dan soek hulle jou koevert, en jy het nou 'n lekker goeie transaksie iewers gehad, so jy kan 'n goeie 10de vandag gee. En daai gevoel is 'n gevoel in die verstand. Dit is wat dit is. Want jy weet nie, jy het nie 'n idee wat met daai geld gaan gebeur nie. Maar dink nou die ander persoon, het die ou wat by die robot staan, sal 5 in die middag, die ou is op pad huis toe, het hom opgelaai en sê, kom ons ry na jou huis toe. Ek wil kyk wat ek vir jou kan doen. Jy kom by sy huis, en almal is in 'n benarde toestand, wat die kinders in is, hulle het feitelik nie klere nie, die goeds geskeer, hulle het nie skoene nie, daar is nie 'n ding in daai huis nie, hulle slaap op die vloer, en hierdie dinge het ons al baie gesien, daar's nie 'n matras nie, hulle slaap op die sementvloer op 'n kombers, partykeer net een vertrek, daar's nie 'n yskas nie, daar's nie eers 'n stoof nie, die mense maak vuur buitekant op die grond, en nou met daai kindertjies, dink nou wat jou kinders vanaand het, 'n bed, eerstens 'n stort of 'n bad, dan 'n bed, wat warm is, en dan môreoggend is daar kos beskikbaar vir die kind, en daar's toebroodjies vir die kind om saam te vat. Wat moet hierdie arme kinders saamvat? Niks. Hulle staan op, en dit is so koud, dan moet hulle buite eers 'n vuur gaan maak om iets warm te maak, miskien 'n bietjie pap, of 'n koppie tee of koffie. Dan gaan jy, in jou hart kry jy so 'n medelee met hierdie mens. Dan gaan jy terug na jou groep mense toe, en jy begin goed insamel. En na 'n paar weke kan jy daar aankom, jy bring vir hulle matrasse, kos, miskien 'n gasstoofie of 'n parafienstoofie. Jy bring vir hulle allerhande dinge, vir die kinders skoene. En daai mense sê vir jou, hulle huil, want hulle dit nie verwag nie. En hulle noem jou 'n engel van God, wat hulle gebede verhoor het. Kan julle dink, wat is die gevoel van die hart, wat hierdie man nou van praat, wat in daai man gaan ontstaan? Daar gaan so 'n liefde wees vir dit wat hy kon doen, en die terugkerende liefde van die ontvangers, gaan maak dat as hy daar wegry, gaan hy in sy hart huil, indien nie opreg huil nie, en gaan hy so groot liefde in homself voel, dat hy dit nog wil doen, nog meer. En dit is hoe 'n ou begin op daai pad, waar jy dan absoluut jou naaste se nood met geweld na jou toe trek. Die ander ou wat in die kerk sit, sy verstand het vir hom gesê, ek het my deel gedoen, die kerk is tevrede met my, ek het vrede met wat hulle doen, die dominee is God se personeel, hy moet maar met die geld maak wat moet, nuwe kerk bou, of 'n
vir die dominee se kinders universiteitsgeld gee of wat ook al. Hy het vrede daarmee. En dit is die dwaal wat ons die mense moet uitruk, veral die wat nog in die kerke is. Want daardeur, terwyl hulle daar sit, sal die gawes van die Gees, die ware gawes van die Gees, nie in hulle werksaam word nie. En dit is tog ons taak om vir hulle te gaan wys. Probeer net dit, dan kyk jy wat gebeur. En dan sal die Gees oorneem. Jy hoef nie heeltyd dan buite wees nie. Vader verwag net van ons om daai eerste saadjie te plant. Die groei van daai saad, die nat maak, die bemesting, dit is alles werk vir die Gees. En dan sal so 'n persoon dan op die pad kom na die ware innerlike verligting, of anders gestel, die ware eenwording tussen siel en gees in jou hart. Baie dankie.